Ons het vanmôre het ons begin praat oor hierdie onderwerp van die roepstemme en wil ek in hierdie aand weer verder gaan met daardie gedagte om met u verder daaroor te praat. Net so in hersiening van vanmôre se woord het ons begin by die gedagte van daardie roepstem wat uit die tuin uit van gemeenskap na die mens toe gekom het. Hoe die God van die heelal met 'n individu bemoeienis gemaak het. En die eerste vraag wat God aan die mens gevra het, waar is jy? En dit is so relevant op ons lewens dag vir dag en oomblik vir oomblik om onsself in daardie opsig in oënskou te neem voor die Here. Daarna het ons ook gekyk na die volgende roepstem wat uit die hemel uitkom. Daardie roepstem van die lewende God wat na 'n mens se hart toe gerig word. Mense soos Paulus het hierdie roepstem gehoor toe daardie lig op pad na Damaskus toe hom omstraal het. Ons weet van soveel gevalle in die woord van die Here waar hierdie roepstem na 'n mens toe gekom het, toe die God van die hemel bemoeienis maak met 'n individu. En ons het derdens gekyk dat ons word geroep vir 'n waardige lewenswandel. Nie maar net 'n waardige lewenswandel in jou en my terme nie, maar 1 Tessalonisense 2 vers 12 definieer vir ons dat ons waardig moet wandel in so wandel om voor God te kan wandel. Tweedens tot bate of tot eer van sy koninkryk en derdens waardig vir sy heerlikheid. En so ons lewenswandel is 'n lewenswandel waarin ons geroep word daartoe om te let op ons ingesteldheid. Om tree vir tree myself te toets voor die Here, want ons is geroepenis van die Here vir daardie lewenswandel wat waardig is. Nou vanaand wil ek dan nou verder gaan en ek wil vra dat ons die woord van die Here gaan oopmaak by Psalm 28, 'n Psalm van Dawid, 'n man soos ek en jy, wat ook hierdie roepstem na God toe gerig het. En kom ons kyk wat die woord van die Here vir ons daar leer. Psalm 28 en ons lees vanaf vers 1. Hy sê dis 'n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, o Here, my rots. Draai nie stil swygend van my af weg nie, sodat ek nie as U teenoor my bly swyg word soos die wat in die kuil neerdal nie. Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van U heiligdom. Ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle harte. Daai woord het my so getref. Spreek van vrede, maar daar is kwaad in die harte. Gee hulle na hul dade en na die boosheid van hulle handelinge, gee hulle na die werke van hulle hande, vergeld hulle na hul dade, omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en hulle nie bou nie. Geloofd sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou, en ek is gehelp. Daarom jubel my hart, en sal ek hom loof met my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle, en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Verlos U volk, en seën U erfdeel, en wees vir hulle 'n herder, en dra hulle tot in ewigheid. Daar is ons in die woord van die Here. En ons sien in hierdie gedeelte weer eens hierdie ondertoon, 'n subonderwerp wat daar gewys word van hierdie roepstemme. Hierdie roepstem van hierdie man Dawid, wat hy tot God kom rig. Dawid, 'n man wat diep getref word deur die omstandighede van die lewe. 'n Man wie sy hart op God onverdeeld gerig is, maar 'n man wat ook beleef hoe dat die lewe vir hom soms een te veel word. Tog was sy hart onverdeeld op God gerig gewees. En daarom kom hy en hy rig hierdie roepstem op na die troon van die hemel toe. En hy maak geen geheim dat sy volle vertroue op God geplaas is nie. Daarom roep hy dit uit en hy fluister dit nie. Hy basyn dit uit want dit is waar sy anker is, in die Here alleen. In te midde van hierdie ou se verkeerd, in te midde van sy menswees, het hy geweet dat hy steeds sy roepstem moet rig na die troon van die hemel. Dat hy te midde van wie hy is en wat hy is, hierdie wonderlike voorreg het om 'n roepstem te kan ophef na die troon van die hemel.
En kan ons ook daarna oplet. So ek wil graag in hierdie aand so 'n paar van hierdie roepstemme vir u wys in die woord van die Here. Wat vir my baie interessant is, as 'n mens let op die roepstemme van mense na die troon van die hemel toe. En die eerste een vind ons in Lukas 23 vers 42, waar die woord van die Here sê, en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, en dit gaan nou hier oor daardie rower wat aan die kruis was, wat langs die Here Jesus gehang het. En dit praat van 'n roepstem van die mens, wat sy nood erken. Nou hierdie man het nie geroep met sy lippe nie, hy het net gepraat met sy lippe, want sy asem was min, hy was in die doodsnikke van die lewe, maar die roepstem kom uit sy siel uit, tot die troon van die hemel. Hy besef, hy verdien die oordeel van die Here, hy besef, hy het niks om te offer nie, en hy besef, sy minste bekommernis is die kruis waarin hy hang, maar hy weet dat hy's nou te doen met daardie oomblik in sy lewe, wat alles na hierdie een punt toe kom, wanneer hy deur die dood gaan, moet hy reg wees, en daarom hierdie roepstem van sy siel na die troon van God toe. Hy besef hy's verlore. Hy besef hy het te doen met 'n lewende God. En hy besef as hy sy asem uitblaas, dan se tickets met hom en hy het geen kans vir oorlewing vir die ewigheid hierna nie. En die ergste is, hy verdien om daar te hang. En hy besef, dit is sy laaste kans. Sy siel roep uit na die Here. Sien my raak, Here. Dink aan my, Here. Ek is so naby, maar so ver. 'n paar meter van Jesus af, maar so ver van saligheid af. 'n paar meter van God af, maar so ver van die ewige lewe af. Here, hierdie is my laaste kans. Dink aan my, Here. En is al wat nodig was vir hierdie man om maar net daardie roepstem uit te rig na die troon van die hemel. Dink aan my, Here. Hierdie man se siel roep uit vir genade. Sy siel roep uit vir die ingryping van die Here, vir die barmhartigheid van die Here. Sy siel roep uit, selfs toe sy asem min was, want sy hart is op daardie oomblik gefokus. Hy weet met wie hy te doen het. En dis waarom daar baie maal nie roepstemme meer is nie. Want die mensdom het vergeet met wie ons te doen het. Dit is kosbaar om te weet, vriende, baie keer staan ons langs 'n siekbed, en dan lê daar iemand wat sterwende is, en daar's niks wat ons vir mekaar kan doen nie, en 'n mens voel so onbeholpe. Daar's niks wat jy kan verrig nie, maar dank die Here daarvoor, dat al wat hy wil hê is 'n hart wat op hom gerig word, en in 'n oomblik net sê, dink aan my, Here, en vir God is dit goed genoeg, 'n opregte hart wat sê, dink aan my, 'n uitroep na die troon van die hemel toe. Ek sien hierdie man Dawid op 'n later stadium in sy lewe, sien ek weer hoe dat hy uitroep. Psalm 51, toe hy oor die trou getrap het, en hy het homself begaan, en hy het in vele sondes verval, kom hierdie man by die plek, wat hy uitroep, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, nie maar net wees my genadig op my standaard nie, maar op u standaard, na mate van u goedertierenheid, Here, wees my genadig en delg al my oortredinge van my uit, na die grootheid van u barmhartigheid. En dis 'n wonderlike roepstem hierdie, wat na God toe gerig word in daardie oomblik, want hy ken sy nood. Hy weet wat hy gedoen het. Hy het die oortuiging van sy sonde, en hy weet waar hy verkeerd is. En hy weet hoe groot die barmhartigheid van die Here is. En as die Here maar net hierdie oortreding van hom kan uitdelg, na mate van God se barmhartigheid, sal dit genoegsaam wees om hom vry te maak. Hy gaan verder, hy sê, was my heeltemal van my ongeregtigheid, reinig my van al my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Hierdie man erken homself in die fynste detail. Hy weet van waar sy probleme reeds vandaan kom. Hy weet is van geboorte af al reeds. En nou kom hy in sy siel en hy het 'n uitroep na die hemel toe. Omdat hy sy nood ken. In die angste van die lewe, in die node van ons lewens, in die menswees van ons dag, in oomblikke van beproewing, in die oomblik van die skadu van beproewing en versoeking, kan ons ook so 'n roepstem na die Here toe rig. En ons kan God vertrou in daardie oomblik, eerder as die bankbestuurder, eerder as die dokter of die vriende of die familie, maar ons kan ons beroem op die naam van die Here, daardie naam bo elke naam. Roep ons nog die koning aan, as die vors van vrede oor my lewe? Roep ons nog die Here aan,
as die bron van al my krag. Party mense roep die geluksgoeding, ander mense roep vriendskappe met die wêreld, ander mense roep in rebellie teenoor die Here, maar Here, hoe kan U? Maar as ons nood voor God erken, dan sal ons met ons harte uitroep na die hemel. En God sal ons hoor. Dink aan my, Here. Dink aan my in my huis, Here. Terwille van my huis en my kinders en my huwelik, terwille van my familie en die mense wat na my is, dink aan elke siel wat U my toevertrou het, Here. Doen die werk wat U mee begin het, volbring daardie werk, Here, sodat elke deeltjie van my huis U kan verheerlik. Dink aan my kind. Dink aan my kerk. Dink aan my familie. Dink aan my geliefdes, Here. Ek ken iemand wat op 'n stadium by 'n bikers rally betrokke was. En by die bikers rally is hulle daar betrokke en hy het nou eintlik maar gegaan om half bietjie uitreikwerk te gaan doen. Maar op 'n stadium is daar so 'n bietjie 'n ding wat aan die gang is en een van die ouens gaan haal 'n klomp van sy pelle. En toe hy terugkom, toe slaan hulle hierdie ou lekker, hoor dat hulle hom sommer binne in die hospitaal inslaan. Sommer binne in die hoë sorgeenheid in. Jy sien dis wat die wêreld doen. Hulle roep hulle pelle. Maar ek en jy het die wonderlike voorreg. Ons kan die naam van die Here aanroep. Ons kan die God van die heelal aanroep en ons wonder nie. Ons weet in elkeen van ons benoudhede hoor hy ons roepstem. Daar's die Engelse gesegde van sê someone is crying wolf. Ons roep wolf. Nee. Ons moet die Here roep. Ons moet hom as ons versterking roep. Ons moet hom as ons genadebedienaar roep. Ons moet hom roep as die bron van ons lewe. Ons moet hom roep as die anker van ons lewens. En as ons die Here roep, dan weet ons hy hoor. Dan weet ons hy kan. En dan weet ons hy sal. Ek onthou op 'n stadium in ons lewe, toe ons kindertjies baie jonk was, toe is op 'n stadium was Shimonay so vir 'n paar maande, letterlik in die hospitaal en uit die hospitaal, in die hospitaal en uit die hospitaal. En ek onthou hierdie spesifieke aand, lê ek so binne in een van daardie suurstoftente, wat ek nou met haar lê, want sy gil is iets anders. En dit help nou glad nie, want dit maak die probleem nog groter. En die medikasie help nie, en het voel net, daar kom geen beterskap nie, en ek lê so my lyf in die tent, met haar aan my arms, en ek onthou die aand, toe roep ek my hele wese. Want ek sê, Here, die dokters help nie. En die hospitaal het niks om te bied nie. En ek besef, ek kan roep, en geen dokter kan help nie. Maar Here, asseblief, hoor my gebed. En ek onthou bid ek hierdie woorde. Here, dink aan my kind. En te midde van baie foute in my lewe, te midde van baie verkeerd waarmee ek besig was, hoor God my gebed. Hy hoor 'n hart wat roep na die troon. En God raak my kind aan. Nog nooit na dit het sy ooit weer daai probleem gehad nie. 2 dae later toe kom sy die hospitaal uit en sy is letterlik vir die laaste keer op daardie stadium vir daardie probleem in die hospitaal, enigstens vir iets in die hospitaal. En as ek as mens my feilbaarheid kan erken, en te midde van wie ek is, nog steeds 'n roepstem na die troon van die hemel kan rig, weet ek God hoor. So wat ook al jou nood mag wees, wat ook al jou angs mag wees, wat ook al jou menswees mag wees, wat vir jou oorweldigend is, waar ons tekortkominge is, waar ons onvermoë is, hoe wonderlik dat ons hierdie roepstem kan rig, en weet, God hoor. Die tweede ding wat ek graag wil uitwys, is die roepstem uit die doderyk. Lukas 16 vers 23. Hy sê, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur vir Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Hierdie man roep uit die doderyk uit. Stuur net iemand. Hierdie man wat vir 'n leeftyd lank, elkeen wat na hom toe gestuur was, uitgewerp het. Elkeen wat na hom toe gestuur was, 'n toedeur gegee het. Hierdie man wat vir 'n leeftyd elke keer as daar 'n roepstem na hom toe gekom het, dit afgestoot het. Hierdie man kom en hy roep vanuit die doderyk uit. Stuur net iemand. Want ek ly smarte. Hoor my baie mooi vandag, vriende.
Daar kom vandag nog roepstemme uit die doderyk uit. Mense wat jy geken het. Wat in hierdie dag dalk baie meer vir jou en my siele bid, as wat ons vir onsself bid. Mense wat in hierdie dag smeek en sê, stuur net iemand. Wat kan help? Want ek kan myself nie help nie. Stuur net iemand wat kan gaan om te gaan verkondig. Stuur net iemand om te gaan waarsku. Stuur net iemand vir 'n druppel water. Want ek ly smarte in hierdie vlam. En as jy vandag weer eens nie sal let op daardie roepstem nie, dan kan jy ook deel wees van die wat die roepstemme ook maar net verwerp het. So let vandag op die roepstem uit die doderyk. Ja, daar is soveel mense. Daar is soveel vriende. Daar is soveel wat ons al reeds geken het. Mense wat die kanse gehad het, dit nooit gebruik het nie. En vandag roep hulle uit die dieptes van die aarde uit. As vandag meer stemme wat uit die dieptes van die aarde uitroep, dalk vir jou en vir my, as wat bo op die aarde roep vir jou en vir my. Mense wat moes kies, maar nooit so ver gekom het nie, want hulle was te besig. Mense wat moes kies, maar daar was ander belange wat vir hulle meer belangrik was. Mense wat moes kies, maar hulle het met issues vasgehaak in die lewe. Vandag roep hulle dalk uit die doderyk. Gaan waarsku my mense. Gaan waarsku my familie. Gaan waarsku my gesin. Wat 'n roepstem om te dink, daar's 'n roepstem wat kom uit die dieptes van die aarde uit vir jou en vir my vrede met God. Want of hulle nou geglo het in die evangelie voor die tyd, as hy nou daar is, glo hy vandag in die evangelie. Maar dit is vir hom te laat. 'n Roepstem, want ek brand in hierdie swaalbrand vuur van die doderyk. Hierdie roepstem uit die doderyk sê vandag, hoor wie almal hier saam moet wees. En hoor net wat die roepstem vir ons bedoel moet wees. Want hierdie roepstem sê, saam met al die ander verkragters, saam met al die ander moordenaars, saam met al die ander gruwelike en sedeloses, saam met elkeen wat God verwerp het en die woord van God verwerp het, wat die bloed van Jesus vertrap het, elkeen wat die liefde van God verag het, elke een van hulle is deel van daardie roepstemme, wat vandag vir mense soos ek en jy roep. Elkeen wat sonder God gesterf het. En elkeen wat die kruis verag het. En elkeen wat die liefde van God nie waardeer het nie. Want vandag weet hulle wat dit beteken. Elke trotsaard, elke verlorenaar, elke een wat verlore is. Hulle wat vir 'n leeftyd geen gestuurde wou ontvang nie. En elkeen wat die geroepenis van die Here nie wou ontvang en die boodskap wou huldig nie. Elkeen wat een woord verdraai het van die woord van die Here om homself te pas. Elkeen wat liewer was vir die vleispotte van Egipte as vir die woord wat God vir ons gee wat ons kan voed. Daardie dag gaan hulle nie meer die Haka roep nie. Maar hulle gaan roep, stuur iemand. Vandag is daar nog 'n pleitroep uit die hemeltroon uit. Wie sal ek stuur? Maar wanneer jy in die doderyk is daar 'n pleitroep uit die doderyk. Stuur net iemand. En hier sit ons vandag. Ons is die gestuurdes. Ons is die geroepenes. Maar ons gaan nie soos ons moet gaan nie. En ons doen nie soos ons moet doen nie. Het dit nodig dat die Here vir ons die stemme moet losmaak, dat ons kan hoor wat kom uit die doderyk uit? Want net dalk sal die vuur in ons harte dan in die brand steek. Die volgende wat ek opmerk in die woord van die Here is die roepstem uit die storms uit. Matteus 14 vers 30 sê, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. O Petrus, hy begin sink. Hy haal sy oog vir 'n oomblik van die Here af. Vir 'n oomblik fokus hy op die golwe, op die omstandighede, op die winde van verandering, en die storms oorweldig hierdie man in 'n oomblik se tyd, en in die oomblik roep hy uit sy siel uit, Here, red my. Wat 'n mooi roepstem. Wat elke mens weer en weer en oor moet roep. En Willie Marais het gesê, is beter dat jy liewer 10 keer in jou lewe gered moet word,
om maar net weer en weer 'n oorgawe aan God te maak as jy dit een keer te min gedoen het en nooit opreg gedoen het nie. En jy mag dalk net misloop wat God vir jou gedagte het. Red my van my sonde, Here. Red my van die bande wat my vashou. Red my van die slawerny en die dinge wat my so vasbind. Red my van die dood wat my so maklik omring. Red my van die wêreld wat my so maklik meesleer, Here. Red my want ek kan myself nie red nie. Here, red my. Wat 'n mooi roepstem is daar. As 'n mens wat sê, Here, red my. Dit sê ek weet ek het 'n nood en ek kan nie myself help nie en ek kan nie sonder hom dit oorbrug nie. Dis nie ek gaan myself red soos wat ons in ons dag hoor nie. Nee, dis Here, red U my. Red U my van die siektetoestande. Red U my van die sonde. Red U my van die wêreld. Red U my van die dinge waarmee ek so maklik meegesleep word. Here, red my net want ek kan myself nie red nie. Rigters 16 vers 28 lees ons van Samson. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie een keer, o God. Hierdie man is in 'n tipe storm. Hy word oorweldig deur sy omstandighede. Hy het al die verkeerde keuses gemaak. Hy het al die verkeerde speletjies gespeel. Hy het al die verkeerde dinge gedoen. Hy het al die verkeerde fights gepiek. En op die einde van die dag is hy oë uitgesteek. En hier staan hy kragteloos. Hy's 'n slaaf. Hierdie man is 'n slaaf. En hy sê, Here, dink aan my nog net hierdie een keer, Here. Te midde van my storm roep hy na die hemel. En God hoor sy gebed. En hoor nog 'n roepstem van so 'n storm. Jesus kom en hy reinig 'n seun wat 'n demoon in hom gehad het. Markus 9 vers 24. Hy sê en dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp, Here. Wat 'n kosbare roepstem wat 'n mens kan rig na die troon van die hemel. Binne in hierdie storm, hier sy kindjie, in hierdie toestand, eintlik, by die dood. Hy sê, Here, ek glo, maar Here, kom my ongeloof te hulp, want selfs my geloof is nie goed genoeg en sterk genoeg nie, Here. Kom my te hulp in hierdie nood waarin ek is, Here. Vandag sit jy dalk met ongeloof. Ja, die storm van ongeloof. Vandag sit jy dalk met die storm van twyfel, of jy sit dalk met die storm van tekortkominge. Dan kan jy ook roep na die troon van die hemel. En weet, hy hoor jou geroep. Hy sê, ek glo, Here. Maar red my, Here. Red my van my ongeloof. Red my, want ek is onbeholpe, Here. Ek het U nodig en ek kan nie sonder U nie, Here. Dan sal nog een in Jeremia 31 vers 6. Hy sê, want die dag is daar, dat die oppassers op die berge van Efraim roep, maak julle klaar, en laat ons optrek na Sion, na die Here onse God. Dank die Here vir oppassers, manne en vroue wat op die mure sit van huisgesin en sê, maak julle klaar, om julle God te ontmoet. Amos 4 vers 12, lees ons ook daarvan, hy sê, daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Dink aan die storm. God praat met 'n volk. Dis 'n God van toorn en 'n God van oordeel, want hierdie mense is besig om af te dwaal van die pad af. Nou sê hy van hulle, maak julle klaar, vir eens en vir altyd, om julle God te ontmoet. Die dag kom nader, en hierdie woord is meer relevant vandag, as wat hy 2000 jaar terug was. Want dink aan die storm wat op pad is. As ons ons nie klaar maak om ons God te ontmoet nie. Maak jou klaar om voor God te kan staan. Maak jou klaar om die ewigheid in te kan gaan en nooit ooit weer 'n kans te kan hê om weer 'n keer reg te maak nie, of jy's reg of jy's nie reg nie, en is klaar. Maak jou klaar om die tydelike te verwissel met die ewige, want wie van ons het enige waarborg dat ons dit nie vandag sal deurgaan nie. Want die dag van die Here is nader. Maak jou klaar, want die duisternis kom nader. Kyk wat gaan aan in die wêreld. Kyk wat gaan aan in die Vatikaanstad. Kyk wat gaan aan in Amerika, in ons eie land. Kyk na die blaatantheid van die sonde waarin die mense leef. Maak jou klaar om jou God te ontmoet.
Dan sien ons ook 'n roepstem wat sê, kom op hierheen. Daar's 'n roepstem wat die finale roepstem sal wees. Openbaring 4 vers 1 sê, die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen. Net in perspektief. Ons het vanmôre vir mekaar gesê, die eerste roepstem wat na die mens toe gekom het is, waar is jy? Maar daar kom 'n dag wat daai dag verby is. Wanneer jy dit nooit ooit weer sal hoor nie. Die volgende woord wat jy sal hoor is, kom op hierheen. En as jy dit gemis het jy dit vir ewig gemis. O vriende, het ons nie nodig om hierdie maak jou klaar bietjie meer ernstig op te neem nie. Het ons nie nodig om hierdie maak jou klaar meer ons eie te maak nie, want ons is nog besig met soveel dinge. Ons is klaar met baie dinge in die lewe, maar is ons klaar om God te ontmoet? Is ons klaar om voor God te kan staan? Is ons klaar met die dinge wat ons kan besighou? Is ons klaar met die dinge wat ons kan okkupeer? Want soveel mense kan nie minder omgee oor of ons klaar is en of ons nie klaar is nie. As ons regtig klaar was, en ek weet nou praat ek met die mense wat nie in die kerk is nie, né? As ons meer klaar was om God te ontmoet, sou daar meer van ons vanaand hier gewees het. Dan is daar hierdie belangrikheid om te let op die roepstemme van die lewe. Die roepstemme van die lewe is al daardie groot gebeurtenisse in die lewe. Ek dink aan iemand soos Josef. Josef was 'n man gewees wat 'n roepstem van God af ontvang het in 'n droom. God besoek hierdie man met 'n roepstem uit die hemel uit en hy bedien hom met 'n droom. Hierdie man gaan en hy wil maar net die droom laat waar word en hy gaan na sy broers toe, maar hierdie droom word nou waar op die gruwelikste wyse. Want die roepstem van die Here vat hom toe deur 'n put, deur 'n slawemark, deur 'n tronk, deur valse beskuldigings, sodat hy by ouend kan wees waar God hom wil hê toe dit nodig is. Wat is ons bereid om deur te gaan? Om die roepstem van God te vat, wat hy op ons lewens wil kom plaas. Dink aan Jona, 'n man wat gedink het hy sien nie kans vir die roeping van die Here nie. Hy sien nie kans vir die werk wat God op sy skouers wil kom plaas nie. En hy gaan in 'n ander rigting. Hy klim in 'n ander boot saam met ander vriende. En hy gaan in hierdie rigting, want dan gaan altyd 'n boot gereed staan om jou te vat in die teenoorgestelde rigting as waar God jou wil hê. En op die einde van die dag, toe word hy oorboord gegooi. 'n Groot vis sluk hom in. En daar in die dieptes van die aarde kom die roepstem na hom toe. Van die God van die heelal. En hierdie man kon in sy siel na God toe roep. En sy sonde bely. Hy word uitgespoeg, 12 mandjies vol. Wag, dis 'n ander storie, né? Maar hy kom op daardie plek waar God hom langs die stad gaan neersit. Om te sien wat die potensiaal van die roeping was wat hy gemis het. En die arrogansie van die mensdom is dat hy's kwaad vir die Here, omdat God hierdie volk mense, wat hy nie gered wil hê nie, kom red. En die Here sê vir hom, wie's jy? Wat nie 'n volk geskep het nie, om teen my te rebelleer, wat my lewe vir hulle kom gee het, wat my siel vir hulle kom uitstort het. Wie's jy om die roepstem van God te beperk, tot waar jy dit wil hê? Daar's ook Samuel. Samuel het nie 1 droom gekry nie, hy het 3 drome gekry. En 3 keer het hy hierdie vraag gekry, Samuel, Samuel. En Samuel kon geantwoord het, soos 'n diensknegt. Spreek Heer, want die diensknegt luister. God roep Dawid as koning. En die roeping van Dawid as koning was gewees op daardie stadium van sy lewe, toe hy maar nog 'n jong seun was. En hy was die laaste een van die familie. Hy was die worst case gewees. Die best scenario is lankal klaar verby. Die groot kokkedoor in die familie het lankal verby gegaan. Nou kom die laaste ou mannetjie, die een daar in die skaapveld, die ou herdertjie. Ag, bring hom ook, dat is maar, kom ons doen maar wat ons moet doen. Maar die roepstem van die Here kom na hierdie man toe en maak hom 'n koning. So vriende, besef ons die potensiaal en die roepstemme wat na ons kant toe kom. Want hy roep ons nader. Hy roep ons dieper. Hy roep ons hoër op teen die berg. Hy roep ons vir sy volheid. En hy gebruik baie keer die omstandighede van die lewe. Roepstemme wat rondom ons kom, uit baie omstandighede uit baie dinge uit. En elke keer wanneer hy met 'n mens hierdie paadjie kom, en hy roep ons uit die omstandighede van die lewe uit, soos 'n Moses daar in die woestyn, dan moet ons versigtig wees.
aan die plek waar jy op staan, is heilige grond. Hy roep ons soms deur siekte. Hy roep ons soms deur moeisame tye. Hy roep ons soms in ons onvermoë. Hy roep ons soms terwyl ons nie antwoorde het nie, dat ons na hom toe van kan vlug, dat ons na hom toe kan kom. Hy gebruik die omstandighede om ons al nader en nader aan God te trek, sodat ons al hoër en hoër kan inbeweeg, al dieper kan inkom in ons verhouding met die Here, soos wat ons losgemaak word van die wêreld. As die volk van die Here in die woestyn vir 40 jaar. En eintlik was God besig vir 40 jaar om hulle te roep, om los te kom van hulle denke so slawe, maar hulle die heeltyd teruggedraai na die vleispotte van Egipte toe. Die heeltyd gemurmureer vir God se plan, die heeltyd gemurmureer vir hoe God dit doen, die heeltyd gemurmureer oor waarom dit nie so is nie, en waarom dit so is. Dis nou te veel brood, en te veel van die kwartels, en te veel van die en te min van daai, en hulle het die heeltyd gemurmureer, maar God het aanhou roep vir 'n volk om afgesonder te wees. Paulus was geroep met 'n doring in die vlees, om dit te verdra, sodat hy nooit in homself kan roem nie. O vriende, daar is roepstemme uit die hemel, wat sê heilig, heilig, heilig is die Here. Daar is roepstemme op die aarde, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daar is roepstemme wat van hierdie aarde afkom, wat sê, Here, dat ek U net mag aanraak. Here, dat ek U net mag ken. Roepstemme van die een wat vrymaak, wat sê kom na my toe. Roepstemme van een wat sy nood besef, dink aan my. Roepstemme van 'n Vader wat sê kom na my toe. Maar roepstemme van 'n Verlosser wat sê Vader, vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. O vriende, hoeveel keer mis ons die roepstemme van die hemel? Roepstemme van mense, wat kosbaar is om te sê, Here, dink aan my. In my onvermoë, in my swakheid, in my tekort. Daardie roepstem uit die doodryk. Here, stuur iemand. Want vir te lank het ek U stem verontagsaam. Ja, dalk die roepstemme binne die storms. Here, red my, want ek kan myself nie red nie. Of dalk daardie roepstem van 'n klein wagter, om maar net getrou en gewillig te wees vir God se roeping op my lewe. Of ja, dalk 'n roepstem van 'n wagter op die muur, 'n pa van 'n huis, 'n ma in 'n huwelik, 'n man en 'n vrou en 'n kind, wat sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Want nou kom 'n roepstem, wat die finale roepstem sal wees. Kom op hierheen. En na daardie dag, sal die vraagteken nooit weer agter God se woorde geplaas word nie. Roepstemme kom deur die omstandighede van ons lewens. God kom maak met ons bemoeienis keer op keer. Hy wil met ons kontak maak. Wat maak ons wanneer God met ons praat? Wanneer God ons roep? Wanneer God ons besoek? Wat maak ons met sy roepstem wat na ons toe kom? En wanneer die lewe ons tref, kan ons onthou dat ons roepstemme kan ophef na die troon van die hemel, en ons weet, hy hoor elke roepstem. Selfs ons murmurering het ons vanmôre gehoor, selfs ons node, selfs ons foute, soos die volk van ouds, het God gehoor. So mag die Here ons help, om ons hart regtig te fokus op hom, en te let op die roepstemme, wat daar in ons lewens is. Ons buig ons harte, kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie aand ons hart voor U kan kom buig. Met die bewustheid, Here, dat ons is net mens. En Here, ons verstaan nie is altyd hoe dinge mekaar pas nie.
Ons is 'n krom en verdraaide geslag, Here. Maar Here, ons wil bid vanaand, help ons om te let op U roepstemme na ons lewe. En Here, help ons dat ons op die regte tye ons roepstemme sal hef na die troon van die hemel. Te midde van die storms, te midde van die node, te midde van die erns, te midde van die plek waar ons onsself vind, help ons, Here, om altyd ons harte op te hef na U troon en ons te beroem op die naam van die Here. Ons pleit dit. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan staan en gaan ons 'n lied saam sing om die diens mee af te sluit. Toets my, o Heer, deurgrond my hart en siel. Baie dankie. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Gees van God, met u elkeen wees.